Kom ons gee vir hulle lekker hande klap. Amen, dit is so 'n voorreg, julle. Daar's my niks lekkerder as hierdie nie. Nommer 1, ons kerk groei. Wat vir my great is, een van die dae ons is spil jong mense, maar die ander ding is dat ouers hierdie belangrike besluit gemaak het in hulle lewens om te sê ek as ouer, ek as pa, ek as ma, gaan hierdie kind so naas moontlik in die voetstappe van Jesus probeer grootmaak. Dit is regtig 'n voorreg en regtig inspirasie om na hulle stories te luister en om te hoor hoe hulle hierdie pad vat en hoe hulle dit deel maak van hulle lewens. Nou, ek het nou al na baie preke geluister en dan begin die pastoor elke keer met 'n grappie. Nou, ek kan nie grappies vertel nie, want ek verloor altyd die punchline. Gisteraan kyk ek TV en daar's 'n vrou, sy's 'n comedian en sy praat en maar kyk, sy's nou nie die maarste vrou wat ek ook al in my lewe gesien het, maar sy's nou daar bo op haar verhoog en sy praat en sy gaan te kere en sy sê sy het hierdie koffie en tee met haar vriendin. En sy sê vir haar vriendin, wie jy? Ek hou glad nie van hierdie, het julle dit al gesien, Women's Health magazines nie. Daar vriendin, kyk as soos van, hoekom jy, daar's baie goed wat jy kan leer in daai boeke, jy moet dit koop, dis regtig goed vir jou. Sy sê nee, ek hou nie daarvan om na dit te kykie, want die enigste vrou of mens in die boek wat lyk soos ek, is die een onder die before foto. En het ek nou vir my gehuil soos ek lag, maar die eintlike storie wat ek vir julle wil vertel is, ek en Janine het nou die wonderlike voorreg gehad om die week gou 'n bietjie weg te breek en ons was Jeffreys Bay toe voordat julle hande klap en jy gedink ons is brats. Dit was maar koud daar aan die kant, hoor. In elk geval, nou vlieg ons julle. Ek is so chuffed met myself. Dis nou die eerste keer dat ons nou geldjies bymekaar gemaak het, ons gaan nou gaan. Koop die kaartjie self, niemand help ons nie, dis net ons twee en ons boek daai ding, vlieg Mango. Nou niks teen Mango nie, ek het net altyd gewonder hoekom is die kaartjie so goedkoop totdat ek op die vliegtuig was. En besef niemand bring vir jou 'n chocolate of 'n ding nie. Jy moet alles self koop, nê? Maar nou gaan ons vlieg, ons kom by Jeffreys aan en is julle dit reën. Maar dis lekker, ons is by die see, ons maak asof dit lekker is. Gaan so 2 dae, raak redelik bedroef en bedruk omdat dit net wolke is in die lug en gaan toe nuus na toe, besef toe dat eendag as ons aftree, nie dat mens nou al moet beplan in hierdie goed nie, maar eendag as ons aftree, is nuus na die plek. Toe ek dit vanmôre vir Otto sê, toe sê hy vir my, hoor jy, onthou net almal loop met hierdie droom, jy gaan almal daar sien. Toe dink ek, okay, nee goed, dan sal ons nie nuus na toe gaan nie, maar julle laaste dag die son skyn. Vreeslik opgewonde gaan ons na die see toe. Julle al geswem in lentetyd. Glo my, dis 'n onchristelike storie, hoor. Maar ons gaan, die deal was, ons moet in die see inhardloop en ons moet net ons koppe nat maak. Janine, haar eerste move was amper so oor. Toe sê ek nie, wag, dit werk nie so nie, maar kyk, ek klink soos 'n meisie, soos wat ek skree vir die koue water. Hierdie een hardloop in, duik uit, ek is nog eers by my knieë nat, toe sy al uit, toe wag sy vir my. Goed, ek gaan in, is lekker. Daai dag moet ons huis toe kom. Julle, dis vir my vreeslik sleg om Kobai te sê, ek haat dit, is vir my lekker nie, ek haat die laaste dag van 'n vakansie. Julle gevoel, niks is lekker nie, dit voel so bedruk en bedroef die hele tyd. Maar ons pak ons tasse, ons ry lughawe toe, kom by die lughawe aan, heel chuffed, ons gaan ons nou net weer by die self-check-in ding gaan, en dan gaan jy kaartjie kry, en dan gaan jy nou vlieg. Kom by die masjien aan, tik die dingetjie in, rooi boodskappe, die hele skermpie vol. Ek dog toe in nou, ek dog die masjien is verkeerd, gaan na 'n ander masjien toe, tik dieselfde ding in, so rooi skerms, ek begin al saggies te bid, maar nou weet ek moet nou nie bang lyk voor haar nie, want dan gaan ek nou sleg lyk. Maar ek sê toe van nee, die masjien is nie lekker, kom ons gaan na die tannie toe by die counter. Kom by die tannie by die counter aan. Julle. Maar sy tik die goedjies in, maar sy raak so stil. Sy sê nie woordie, sy kyk nie eers vir my. Ek sê en nou,
Sy sê, "Sir, you are not on this flight." Ek sê nie, "Wag, sussie, jy het 'n fout gemaak. Jy moet ook kyk wat jy doen." Sê, "Jy sê per ek sê, "Hoe is dit moontlik? Ons het die ding geboek. Ons weet ons moet hierdie tyd hier wees, dis reg. Ons moet net opklim." Sy kyk my kaartjie so. Sy sê, "Meneer, volgens hierdie kaartjie moet jy eers die 2 Oktober terugkom." Heerlik. Julle. Kyk, daar's mooi Afrikaanse woorde vir hoe kwaad ek was maak. Maar nou sal die arme vrou agter die counter dit ook nie saggies vir my sê nie. Sy blaker dit uit dat 3 mense agter my ook nou nog lag. Hierdie een sak haar op die grond neer soos wat sy lag. En ek is die een wat die boeking gemaak het. Nou needless to say, as julle nou by Solo was, moes ek by julle gewees het, maar ek moes eers 2 Oktober teruggekom het. Ek bel eers vir Maryke, want ek is in 'n frantic, goed moet nou verander, ons moet goed skuif, ek bel aan. Dink julle nou die vrou sal ernstig wees en vir my sê, "Ag, shame." 10 minute lank lag sy oor die telefoon en mors my airtime. Ek bel vir Annelies. Sy is toe darm nou die ene wat nou baie mooi met my werk is. Sy is van, "Toe maar Fransjo, dis okay, wanneer kan julle terugkom?" Ek sê, "Nee, môre." Sy bedaar my so bietjie. Ek bel vir oom Naas, maar kyk, ek was nie bang nie, ek was baie bang. Want nou, hoe sê ek vir die oom? Hoorie oom, 2 maande terug het ek al vir jou ja gesê, maar daar het nou net so 'n klein verskilletjie gekom. Nee, oom Naas sê, "Ag nee, pastoor, dis reg. Wat? Julle, in my lewe was ek nog nooit so kwaad en bang en alles gelyktydig. Maar in elk geval, ons is terug. So asseblief, eintlik wat ek vir julle wil sê uit hierdie snaakse storie is, kyk tog net wat julle klik op 'n rekenaar. Hoor, maak seker, want ek en sy was vreeslik opgewonde, want die toestiekaartjies ook baie goedkoper, en ek verstaan nie hoekom nie. Meanwhile, is dit omdat ons 'n maand vakansie hou. As jy 'n Bybel het, blaai asseblief saam met my na Prediker 3 toe. Prediker 3 vanaf vers 1 tot 4. Julle, ons gaan 'n nuwe reeks begin wat ons noem seisoene. Nou, ons almal weet daar's verskillende seisoene, ons verstaan dit. Maar waaroor hierdie reeks gaan fokus is, hoe lyk jy as kind van die Here in elke seisoen? Want elke seisoen het 'n invloed op jou en op jou manier van dink en 'n manier van doen, en dit het 'n impak op jou geestelike lewe ook. So hoe hanteer ons dit? Wat doen ons in somertyd? Wat doen ons in lente en al daai goedjies? So ons gaan 'n bietjie gesels daaroor, maar vandag wil ek net by 2 vrae kom stil staan. Maar kom ons lees eers saam. Prediker 3 vanaf vers 1 tot 4. Vers 1. Alles gebeur op 'n bepaalde tyd. Alles in die lewe is vooraf bepaal. Selfs my kaartjie van PE af. Daar is 'n tyd om gebore te word en daar is 'n tyd om dood te gaan. Daar is 'n tyd om te plant en daar is 'n tyd om weer die plante uit te trek. Daar is 'n vasgestelde tyd om dood te maak en daar is ook tyd om gesond te maak. Daar is 'n tyd om dinge af te breek en 'n tyd om dit te herstel. Daar is 'n tyd wanneer 'n mens hartseer is en daar is ook weer tyd waar daar vreugde is. Daar is 'n tyd om te huil en 'n tyd om weer gelukkig te wees. Kom julle agter dat hy praat van 'n tyd. Nou tyd en seisoene is baie dieselfde ding. Eerste vraag: wat is 'n seisoen? En hoe is dit in ons lewens? Kom ons begin net by 'n seisoen. Ek dink as ons 'n seisoen moet definieer, ons moet vir hom 'n definisie gee, dan is die maklikste manier om natuur toe te gaan. Ons weet daar's winter, lente, somer, herfs. En hierdie seisoene is altyd in 'n siklus. Ons in wintertye
in baie oesgevalle, in baie boere se gevalle, is dit die tyd wanneer hulle die grond herstel, wanneer hulle ploeg, wanneer meeste van die plante doodgaan. Aan die einde van winter en die begin van herfs is die tyd wanneer mense plant. Somertyd is wanneer die plante tot hulle volle gegroei het. Herfs is baie keer die tyd wanneer baie oes. En so begin die siklus net van vooraf en loop in 'n sirkel. In alles in jou lewe is daar ook 'n seisoen. Dink mooi daaraan. Daar's 'n seisoen van kind wees. Daar's 'n seisoen wanneer jy in die skool, daar's seisoene wanneer jy in die skool is. Daar is seisoene wanneer jy in 'n werksomstandighede is. Daar is seisoene as iemand doodgaan. Daar is seisoene in jou groot word, ouer word, in jou ouderdom. In elke ding is daar 'n seisoen. Daar's ewen seisoene in jou finansies. Jy is in 'n seisoen. Die vraag is net, wat doen jy in die seisoen? Hoe lyk die seisoen vir jou? Kan jy hom sien? Kan jy hom definieer? Kan jy agterkom dat jy in hierdie seisoen is? Want baie mense kom nie agter dat hulle wel in 'n spesifieke seisoen is. En dan wanneer hulle in hierdie seisoen is, dan staan omdat hulle raak kwaad vir enigiets en die Here is altyd die eerste een om te blameer, want hoekom gebeur hierdie dinge nou met my? Het julle dit al gebid? Baie van ons het al. Maar jy's in 'n seisoen. Die tweede vraag is, wat gebeur as jy 'n seisoen mis? Kan ek so ver gaan, ek gaan nou die Engelse woorde gebruik, hoor. In Engels is daar 'n sê ding wat hulle sê, don't jump the gun. Julle het dit al gehoor? Baie van julle het dit al vir julle kinders ook gesê. Maar wat gebeur as jy 'n seisoen skiep? Julle het agtergekom hoe ongeduldig is ons kinders van die Here? As ons bid vir iets, dan moes die Here al gister geantwoord het, sodat ons dit al vandag kan gebruik, sodat ons nou nog kan vorentoe gaan ook. Maar dit werk nie so nie. Doen dit? Niks in hierdie lewe werk so nie. Elke ding het 'n tyd wanneer dit moet gebeur. Die ding is net, ons wat so goed vinnig wil laat doen, jump the gun partykeer, omdat ons dink, nee, maar dis nie nodig vir hierdie stap nie, skiep hom en gaan na die volgende een toe. Jy het agtergekom, hoeveel keer brand jy jou vingers as jy dit klaar gedoen het? Dan kom jy op 'n plek en dan wonder jy, maar hoekom is dinge nou so moeilik? Hoekom is dit vir my anderste as dit die vorige keer? Maar dis omdat ek dalk 'n stap of twee gemis het. Julle het almal al seker al hierdie funny video's gesien wat mense trappies klim en dan ewe skielik dan mis hulle trappie en dan val hulle daar neer en koop 'n stuk aarde. Is dit nie maar dieselfde wat met my en jou gebeur? Wat ek vanmôre vir jou wil sê, is daar is seisoene in jou lewe. Aanvaar dit. Moet dit nie probeer verander nie, want kan ek net vir jou sê, jy gaan dit nie reg kry nie. Ek en sy gaan met hierdie groot illusie Jeffreys Bay toe, om te dink die son gaan skyn. Dit gaan nie skyn nie, want dit reën nou daai kant. Ek kan dit nie verander nie. Ek kan 'n skietgebedjie op soos wat ek wil. Dit gaan nie verander nie, want dit is die seisoen. Dit is wat moet gebeur. Die ding is net, wanneer dit by ons lewens kom, dan wil ons nie die seisoen aanvaar waarin ons is nie. Ons wil dit verander. En ons wil vir die Here voorskryf, Here, doen hierdie goed sodat ons uit hierdie seisoen uit kan gaan. Kan ek vir jou sê dit werk nie so nie? Daar's 'n rede hoekom jy in hierdie seisoen is. Kom ons vat net gou 'n voorbeeld. Onthou julle vir Josef? Sy broers gooi hom in die put. Dan is daar klomp goeters wat gebeur voordat hy tweede in bevel raak. Sou hy regtig 'n goeie tweede in bevel gewees het as hy nie deur al daai stappe gegaan het nie? Nee, hy sou nie. Daar's iets van hom wat sou verkeerd gewerk het of nie so goed gewerk het as hy nie deur al daai goed gegaan het nie. En hy het dit besef. Gaan lees sy storie. Nooit het hy gesê, Here, kan ek net vinniger deur hierdie proses gaan om net by die einde uit te kom? Nee. Elke keer het hy stil gestaan en gesê, Here, help my waar ek nou is.
Help my om U raak te sien in die plek waar ek nou is. Hoeveel keer wil ek en jy die gun jump? Ons wil te vinnig deur goed gaan. Daar's soveel mense wat nou al mense afgestaan het, en daar's iemand wat ek ken wat baie naby is aan my. Wat iemand afgestaan het aan die dood, en is asof almal om die persoon deur die rouproses wil druk. Dit moet al hoe vinniger gaan. Sy moet vinniger okay wees. Alles moet nou net fine wees. Maar dit werk nie so. Elkeen het 'n seisoen. Elkeen het 'n manier hoe hulle deur hierdie paadjie stap. Niemand kan jou forceer daardeur nie, want forceer hulle jou daardeur op die einde. Wie kry seer? Nie die mense wat jou gehelp het daardeur nie, jouself. En is dit nie dieselfde met my en jou nie? Van volgende week af gaan ons by elke seisoen gaan stil staan. En ons gaan kyk, hoe beïnvloed die seisoen jou? Hoe lyk die seisoen? Dit is nou nice om te hoor ons het seisoene, maar hoe lyk dit? Hoe ervaar ek dit? En wat moet ek doen in daardie seisoen om my kop bo water te hou? Want hier sit dalk iemand wat in 'n seisoen is, wat voel ek sukkel. Dis vir my moeilik om te weet waar ek nou is. Finansiëel, of dit nou in die skool is, of dit nou in die sosiale omgewing is, of dit nou in jou werksomgewing is. Ons almal het hierdie seisoene. Waar's jy? En mag jy in hierdie week, as jy stilte tyd saam met die Here het, vra vir hom, Here, wys my in wat se seisoen is ek. Moenie vir hom eers vra oor hoe moet ek uitkom nie. Kry net eers 'n naam vir die plek waar jy nou is. Sodat jy weet, sodat jy vir jouself kan sê, ek is nou in somer, herfs, winter, lente. Kry eers 'n naam. Dis waar ons moet begin. Dis hoekom ek vandag net begin het om te sê, wat is 'n seisoen? En dat dit so belangrik is vir my en jou, om nie deur die seisoene te hardloop, soos wat ons wil nie. Laat toe dat die Here jou lei deur dit. Want ons sê maklik, die Here weet meer, en die Here weet beter, maar ons luister baie min na hom in hierdie seisoene. Ons sit vanmôre aan die nagmaaltafel, waar ons iemand se lewe voor ons het, wat ook deur seisoene gegaan het. Maar in elke seisoen, waardeur hy gegaan het, het hy God gesoek. Wou hy partykeer uit die seisoen uit hardloop? Ja, dis hoekom hy bloed gesweet het en vir die Here gevra het, kan hierdie beker nie maar verby my gegaan nie. Maar tog het hy besef, dat daar is 'n rede hoekom ek dalk nou in hierdie woestyn, in hierdie moeilike omstandighede is. Maar plaas daarvan om net te fokus op dit, waar's die Here in dit? Ek wil net graag vir jou 'n gedeelte lees, net voordat ons nagmaal gaan gebruik. 1 Korintiërs 11 vers 27 sê, dit beteken dat 'n mens nie sommer skouerophalend die nagmaal kan eet asof dit niks is nie. As jy dit op so traagmynagtige manier doen, is jy amper net soos daardie mense wat vir Jesus geslaan en gespot het toe hy gekruisig is. Hulle het nie besef wat die dood van Jesus regtig vir mense beteken het nie. Wil jy regtig soos hulle wees? Sekerlik nie. Kyk dan diep in jouself en soek na die redes hoekom jy die nagmaal eet. Toets jou gesindheid voor jy van die brood en wyn vat. As jy die nagmaal gebruik, maar jy gee nie om vir wat die brood en die wyn beteken nie, kan dit ernstige gevolge vir jou hê. Jy gee die Here dan alle rede om jou te straf. Ons lees nie baie hierdie gedeelte nie, want dit kan baie negatief gaan en is baie ernstig. Want soveel keer gebruik ons nagmaal net omdat dit 'n ritueel is, net omdat dit van ons verwag word, net omdat dit hier is, maar ons vergeet die erns van hoekom ons hierdie doen. Dit gaan nie net oor
'n ritueel. Dit gaan nie net oor dat dit iets is wat ons moet doen omdat dit deel van ons Christelike geloof is nie. Glad nie. Dit gaan oor Jesus. Dit gaan oor die prys wat hy betaal het vir my en jou, sodat ek en jy die voorreg mag hê om te sê ek is 'n kind van hom. Sodat ek en jy die voorreg mag hê om te sê ek is skoon gewas met die bloed van Jesus. Ek wil vanmôre vir jou vra, voordat jy opstaan of dink om op te staan om hiernatoe te kom, vir jou stukkie van die brood te vat en vir jou druiwesap te vat en nagmaal te gebruik saam met jou gesin of saam met 'n vriend of 'n vriendin. Net voordat jy dit doen, kyk net na jou hart. En dieselfde soos wat ons nou gebid het toe ons geld opgeneem het. Hoekom doen jy hierdie? Vra dit vir jouself. Is jou gesindheid reg as jy vorentoe stap? Want dis nie ek wat sê, jy gaan vreeslike slegte nagevolge hê as jy hierdie verkeerd gebruik het. Die woord sê dit. Dis 'n ernstige storie hierdie en ek wil vanmôre hê, sit met dit voordat jy hiernatoe stap. Besef waaroor hierdie gaan. En as jy dit nog nie besef nie, en as jy voel daar's iets in jou hart wat jou keer, bly. Niemand gaan jou sleg uitkyk nie, niemand gaan 'n vinger wys nie. Dis 'n ding tussen jou en die Here.